Dit is 'n kort week na 'n lang naweek en ons skop hierdie 4-dag werkweek af met lekker sportaksie. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels met François Steinberg oor die nuutste nuushooftrekke in Môre se Republikein, as ook later Andrew Poelman oor die lang naweek se sportaksie. Maar vir nou gaan kyk jy na die top 10 in Republikein se kiekie kompetisie vir Maart. Ek sê nog heeldag vandag voel vir my soos 'n skrikkelmaandag, want dit is 'n maandag wat nie 'n maandag is nie. En dit moet skrikkelmaandag wees, want François Steinberg is 'n slag wees saam met my in die Kletskompas. Ja, ek dink ek was 2 weke laas hier en ek het geen idee wat se dag vandag is nie, want ek was intussen met verlof en het getrek en dit was lang naweek, maar ek het gister gewerk, so ja, hallo daar, lanklaas gesien. Lanklaas gesien. Ek moet sê dit voel, dis een van daai dae wat soos wat ek sê, dit voel soos 'n maandag en 'n Dinsdag en 'n Woensdag en dis blou, en 'n Vrydag en dis blou en die weer is en 'n Sondag en die weer is donkerblou en dis Maart, maar ook Julie, maar ook April. Okay, François, Môre se Republikein. Ja, kom ons begin met die goeie nuus. Kom ons begin eers met die fantastiese nuus van die reën hierdie naweek. Ag, jene, die suide, oral, dit is net water wat vloei, so dit is pragtig en ons is baie dankbaar daarvoor. En dan was daar nog 'n ek sal nie sê 'n rare verskynsel nie, maar 'n geskiedkundige gebeurtenis en dit word môre in ons fokusartikel beskryf. Henriette Lamprecht het vir ons 'n heerlike, sappige artikel oor die donker kant van die maan geskryf. Maar ek weet nie hoeveel is jy met die maan geplan nie. Ek is nogal so meer met die maantye en die mense wat die maantye opstuur. Dis hoekom ek weet jy praat van Artemis 2. Dit is korrek. Dit is dan nou natuurlik die tweede been van 4 missies wat opgaan en om die maan gaan. En 'n baie oulike brokkie daar is een van die ruimteverkenners wat aan boord aan Artemis is in hierdie stadium. Sy vrou is 'n paar jaar gelede oorlede aan kanker en hulle het toe hulle noem dit 'n bright spot op die maan gesien en dis nou die eerste keer wat die mensdom hierdie kant van die maan sien en toe hulle hierdie plek nou ontdek, toe besluit hulle om dit na hierdie ruimteverkenner se vrou te vernoem. Ja. So daar's verskriklike goeie nuus, lekker nuus. Wat jou bietjie hoop gee vir die mensdom. Vir wat? Ons het wat aangaan. Ons het hoop brood nodig. Nee, ons het hoop brood nodig en baie brandstof en goedkoop brandstof asseblief. Ons het hoop brood nodig en hoop brood nodig. Ja, en dan ook 'n hofverskyning vandag. Ja, ek wil net teruggaan na jou Orion maantuig toe. Het jy al 'n ruimtevader ontmoet? Vader. Ek het al baie kortliks. Ja. Ek was op hoërskool gewees, maar ek kan nou nie vir jou sê, dit was een van daai. Ek het 'n Chinese een. Ons het nou net uitgegaan en toe kom ons terug, tipe missions. Maar een ding wat vir my baie hartseer maak van die ruimte, soos wat ek sê, dit gee vir ons baie hoop. Maar Laika is nog steeds daar buite. Ja, dis verskriklik. Maar ek het 'n Chinese ruimtevaarder ontmoet en ek moes met hom in Chinese onderhoud voer en ek het so geoefen die dag voor die tyd en al my vriende in Taiwan gebel ons my uitspraak reg en my sinne uit my kop uit geleer en op die ouend het hy vir my 'n getekende foto gegee wat ek die naweek daar in my huis opgehang het, want dit was vir my 'n geskiedkundige oomblik.
Maar so gepraat van geskiedenis. Ons kom nou by die slegte nuus van die geskiedenis wat homself herhaal en herhaal en herhaal en dan later word mens so afgestomp dat dit eintlik nie eers meer dit aan mens raak nie. Ja. Jy raak emosioneel afgestomp. En op hierdie oomblik is ek so woedend. Die vermeende moordenaar van 'n 4-jarige seentjie het vandag in die hof verskyn. En ek het nog iets uit Rita wat die artikel geskryf het. Ek sê, hoe was die atmosfeer? Waar is die emosie? Waar is die familie van hierdie vermoorde kind? Jou storie is vir my net so saaklik. Waar is die emosie? En daar was niemand. Daar was niemand. Daar was niks. Daar was geen familie. Daar was geen protesoptog. Daar was net stilte. En dit is vir my verskriklik. Dis nog 'n kind wat in ons land vermoor is. Ons weet nie presies wat die omstandighede hier is nie. Die beskuldigde het net in die hof verskyn, Erik Kargop, en hy het nie borgtog gekry nie. Maar ek is net so geskok dat dis net nog een. En ja, dit was sy meisie, sy kleinkind, en sy is na bewering ook aangerand, as mens op die foto's sien, jy kan sien, sy is aangerand, maar waar is almal? Waar is almal vir hierdie kind? Ja, dit laat dink my, jy weet, aan Okanja. Ja, ek meen Okanja, daar was protesoptogte en dis vier jong meisies en ja, daar is 'n hoa gemaak. Wat het daarna gebeur? Is daar al enige iemand in hegtenis geneem? Nee, maar ten minste is daar 'n hoa deur die gemeenskap gemaak. Ja, die streep is amper getrek. Dit is asof die gemeenskap gesê tot hier toe nie verder. Ja, tot hier toe nie verder nie. Hierdie is nie vir ons aanvaarbaar nie. Ja, en waar is hierdie kind se ma? Waar is Romeo se ma? Die kind was in hierdie ouma se voogdyskap, maar waar is hierdie kind se ma? Ons weet niks nie. Is sy dood? Is sy iewers hier? Waar was sy vandag? Ons samelewing is regtig ek voel ons is 'n gebroke samelewing. Daar ons staan nie op vir ons kinders meer nie. Ja, en geslagsgeweld vier nog steeds hoogtyd. Ja, en dis een van die dinge waar, jy weet, ons sê die tong is magtiger as die swaard, maar stilte kan baie keer baie swaarder wees as enigiets anders. Ja. Daai leemte. Ja, die leemte, die absolute So. Daar's baie goed waar ons nie moet stil bly nie. Ja, terselfdertyd ook, ek dink as jy 'n ma is wat jou 4-jarige verloor het, ek kan insien hoe jy sal sê ek wil nie daai persoon Ja, natuurlik, maar waar is die gemeenskap? Ja. Waar is die gemeenskap? Ons moet die stemme vir hierdie gebroke familie wees. Ja, natuurlik. So daar's meer vrae as antwoorde in hierdie stadium. Hooplik sal ons antwoorde kry tydens 'n verhoor. Dankie dat jy by ons was, Francois. Ons is nou weer terug met Andrew Bowman. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience.
creative sport tourism. Reënerige paasnaweek vir Namibië, veral in die suide, maar gaan daardie reën voortduur? Kom ons gaan kyk. Op Katimamulilo môre gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 31. As te ware reënerig in die hoofstad met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en op Oshakati ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Op Swakopmund reënerig, so ook die hele kus, maar op Swakopmund 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk op Ariamsvlei met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius en ook reënerig op Rehoboth met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Welcome to this week's episode of Agri Monitor for April, and this is what you can expect in this week's show, your weekly guide to everything happening in Namibia's agricultural sector. We have a packed show for you today, so let's take a look at what's coming up in the news summary. Firstly, B2Gold invests 2.2 million into agri-education, backing Agra as a agent of change. B2Gold Namibia has committed 2.2 million Namibian dollars over 4 years to fund agricultural education through the Agra Agricultural Academy, supporting 20 bursary recipients annually in plant production and animal production. The second story we'll be looking at is titled Healthy Soil equals Healthy Food equals Healthy People, Food in Farming at Living Earth Expo. The Living Earth Expo 2026 takes place from 17 to 18 April at Dagbreek School in Windhoek, focusing on regenerative agriculture, healthy food and resilient farming systems for all Namibians. We'll be also looking at the success of Agra in the story titled Agra Success, hailed at PMR Africa, setting the benchmark. Agra Limited was honored with 5 PMR Africa Diamond Arrow Awards for 2025 at the Movenpick Hotel in Windhoek, reaffirming its position as Namibia's leading agricultural company. Fourth article, Argentine poultry, Botswana livestock imports restricted, veterinary alerts halt animal imports. Namibia has introduced immediate veterinary import restrictions on cloven-hoofed animals from Botswana and poultry products from Argentina, following confirmed outbreaks of foot-and-mouth disease in Botswana and highly pathogenic avian influenza in Argentina. Then the fifth article of the many we will be looking at, farmers and the public urge to help protect Namibia's FMD-free status. Assistance is vital, says the Livestock and Livestock Products Board of Namibia. The Livestock Board is deploying personnel, equipment and awareness campaigns at border posts to protect Namibia's livestock sector against foot-and-mouth disease. That will be the stories for that, all that and more. You can find it in the show of tonight, and then we will see you later during the show. Enjoy. Ons sportman Andrew Poelman saam met my die Kletskompas ateljee. Andrew, hoe gaan dit? Ja, so ek dink as jy glo dat ons almal op die aarde geplaas is om 'n sekere taak te verrig. Ek moet sê, ek is op die oomblik so ver agter in my werk. Ek sal ooit kan doodgaan nie. Anyway, ja, Veral jy het jou paasnaweek spandeer met 'n skerm waarop jy cricket gevolg het, glo ek. ja, ons sal so 'n bietjie later by die cricket kom. Ons kan miskien dan begin daar met die sokker wat daar op Keetmanshoop gespeel was, die Nedbank Namibia Newspaper Cup, altyd elke jaar 'n groot geleentheid, onder 20 spanne van al 14 streke van die land, wat elke jaar bymekaar kom, en natuurlik netbal ook, wat hulle oor die laaste klomp jare ons natuurlik bygevoeg het. So in die finaal van die sokker was dit dan
Kunini wat hierso die eerste doel aangeteken het van die wedstryd. Hulle was toe nou met 1-0 voor gewees en daarna was hulle teen Irongo gespeel in die finaal. Irongo wat toe 'n gelykmakende doel gekry het, 1-1 gewees. Aan die einde van die 90 minute en toe het hulle ekstra tyd gespeel en dit was toe Irongo wat toe met 2-1 gewen het, daai titel, hulle eerste titel sedert 2012. Hierso was die gelykmakende doel wat hulle daar in gewone speeltyd behaal het. So hulle speler van die eindstryd was dan Shahid Naubeb gewees van Irongo, wat daar bietjie na vore getree het as een van die uitstaande spelers in die toernooi. Ja, is altyd 'n toernooi wat goeie spelers vir die nasionale senior spanne ook oplewer en so. So wat die netbal betref, was dit dan Kommas wat in die eindstryd gespeel het, maar hulle dan in die eindstryd verloor teen Kavango Oos. Kavango Oos wat nou 3 jaar in 'n ry hierdie titel gewen het. Die eindtelling was daar 35-28 gewees. En Esther Kapinga van Kavango Oos wat dan as speler van die eindstryd aangewys is. En daar was ook nuwe kampioene in gevegsport. Ja, so Namibia se soos sê ring contact fighting arts. Ja, dis maar so sport waar wat jou al toets in al die aspekte, so hoë skoppe, lae skoppe na die bene toe of boks tipe van en dan ook ja, like 'n gestoei op die grond. So daar's en dis alles en alles is daar medaljes op die spel. So daar's ja, Namibia wat nogal eintlik ook goed gevaar het in daai sport, net soos vorige jare. Dit was in Vanderbijlpark in Suid-Afrika gehou, die wêreldkampioenskap die naweek. En die Namibiese span van 36 wat daar baie goed gevaar het. Uit die top 30 in die toernooi was daar 25 Namibiërs. Uit die top 10 uit algeheel was daar 9 Namibiërs. So as jy so vinnig kyk hierso na die name uit Windhoek se klub uit, was daar die wêreldkampioene in hulle verskillende afdelings, was dan Milla Silje. Daar uit een gesinheid was daar 3 kinders, Karin Du Plessis, Aldo Du Plessis en Carlo Du Plessis. En dan ook Zandrino Garisep, Shernay Skepers, dit alles almal van Windhoek se klub af. En dan is daar 2 van Otjiwarongo af, Jolene Bornman en Lara Lee de Pre. Een van Riewbot, Gustavo van Wyk. En dan 2 van Swakopmund, dit was Jade Venter gewees en Ryan Roo. So ja, so baie goeie prestasie vir Adel Oosthuizen wat die president is en ook Aman Ingu wat ook like 'n instrukteur, een van die instrukteurs is in die sport en so. En dan ek dink ons wag ook na 'n geruime tyd vir internasionale cricket in Windhoek. Ja, so Namibia wat dan op die oomblik hierso in Windhoek aan die speel is teen Oman en teen Skotland, so 'n driehoekige toernooi. Eendag cricket, so 50 bilbeerte, so deel van 'n groter reeks waarin 8 spanne betrokke is. Ja, Namibia wat Saterdag verloor het teen Oman, so 'n bietjie dalk teen die verwagtinge, maar ja, Namibia wat 'n telling opgesit het van 268 vir die verlies van 7. Die uitblinkers daar was Zane Green met 42 daar in beeld. WP Meiburg, hy het 43 lopies behaal en Gerard Erasmus 54. Maar dis Oman wat daai telling toe verbygesteek het. Ons het daar vroeër gesien die speler van die wedstryd, Hamad Mirza. Hy het 'n 100-tal behaal, 112 lopies van 128 balle. So Namibia wat ongelukkig daar so nie punte gekry het nie. En dan maandag het Namibia toe hulle volgende wedstryd gespeel teen Skotland. Daar so die wedstryd het toe nie 'n uitslag gelewer nie weens die reën. Namibia wat sy golfbeurt so amper afgehandel het. Namibia wat so 46.4 bilbeerte gekolf het, 'n telling opgesit het van 189 vir die verlies van 8. So dalk ja, miskien dalk nie heeltemal dalk genoeg lopies gehad dalk in daai stadium nie. Maar toe dit uitgereën, ja, vir mense wat van Namibia goed gekolf het daar, Lorenz Steenkamp het 78 lopies gekry van 99 balle en ook Zane Green met 'n 50-tal 62 lopies van 87 balle ook goed gekolf. So al 3 spanne wat dan nog een wedstryd teen mekaar oor het in die res van die week. Maar Andrew, ek moet vir jou vra, ons het verteenwoordigers van Cricket Namibia hier gehad by ons.
toe hulle net die stadion klaargebou het, net soos wat die stadion klaargebou is, was daar klaar internasionale wedstryde wat daar gespeel is. Maar hoe verander hierdie stadion wat op 'n internasionale standaard is, wat oop is vir internasionale toernooie, wat verander dit in die konteks van cricket in Namibië, dink jy? Ja, ek dink cricket Namibië doen baie moeite, soos ons weet, om die sport te ontwikkel oral oor die land en ook om baie aktief op sosiale media en om mense bewus te maak van cricket. Dit trek nie altyd deur na baie meer toeskouers by die wedstryde noodwendig nie. So ek weet nie wat presies die oplossing daarso is nie, maar ja, hulle doen baie gewis baie agter die skerms om die sport te bevorder. Natuurlik 'n gimnasiums opset wat ook daar by die stadion is, wat ook topklas is, topgehalte is. Ons hoop die Namibiese span wat dan Namibië wat natuurlik volgende jaar 'n mede-aanbieder is van die eendag cricket 50 bilbeerte wêreldbeker saam met Zimbabwe en Suid-Afrika en maar dis 'n baie topklas fasiliteit, lekker met die bome en alles, is 'n baie lekker setup. Okay, en dan net voordat ons gaan, Windhoek Hoërskool het ook 'n rugby toer Johannesburg toe. Ja, so hulle was die paasnaweek daar by St. Stithians Hoërskool in Johannesburg deelgeneem. 3 wedstryde gespeel, 2 gewen, 1 verloor. Die eerste wedstryd was teen Hartpury College gewees van Engeland. Hulle was so vroegerig in 'n stadium bietjie agter, maar hulle het toe daai wedstryd gewen 25-14. Hulle tweede wedstryd was eintlik die beste van die 3, alhoewel hulle verloor het met 'n telling van 39-35, nog 'n hoë telling teen Northcliffe Hoërskool wat ook van Johannesburg is. Dit was nogal ook 'n baie opwindende wedstryd. En dan hulle laaste wedstryd maandagooggend was teen die Mzwandile Mali 15-tal van die Oos-Kaap uit. En dis 'n wedstryd wat die WAS span dan oorheers het met 47 punte teenoor 35. So ek dink voordat die plaaslike seisoen begin, goeie geleentheid vir WAS se span om bietjie te gel en mekaar te vind en so. Fantasties, baie dankie dat jy by ons was, Andrew, op hierdie maandag, wat nie maandag is nie. So dinsdag hierdie keer bedoel. Dit was Andrew Poelman met die nuutste van die naweek se sport.